Goeiedag en baie welkom hier saam met ons hier op 'n Saterdagoggend. Nou, ek hoop jy het 'n lekker Saterdag beplan vir jouself en gesin. Ons is besig om te kyk na 'n verhaal in die Bybel waar Jesus 'n man genees wat deur sy vriende afgesak is. God het die krag om sonde te vergewe en te genees. Kom ons kyk na die einde van hierdie verhaal. Lukas 5 vers 25. Die man het nie 'n oomblik gehuiwer nie. Voor almal het hy opgestaan, sy draagbaar gevat en na sy huis toe gestap. Hy het God hardop geloof en geprys. Die mense kon hulle oë nie glo nie. Hulle is met groot respek vir God vervul. Nou het ons regtig gesien hoe wonderlik God is, het hulle vir mekaar gesê. Hierdie is so weer daai klimaks van die storie, nee, die man word gesond, hy staan dadelik op en dan lees ons hierdie woorde, hy het hardop God gelowig geprys. En die vraag is natuurlik, wanneer laas het jy hardop God gelowig geprys vir wat hy gedoen het? En ek praat nie nou net van wanneer het jy in die kerk 'n liedjie so saggies geprewel, net jou mond het so net beweeg nie. Nee, wanneer kon jy jouself nie inhou om dankie te sê vir die Here wat gebede hoor en wonderwerke doen? Uit volle bors uit sing en sê, Here, daar's niemand soos U nie. U beantwoord ons gebede. Die laaste gedeelte sê, almal kon nie hulle oë glo oor wat nou gebeur het nie. Wanneer laas het jy sulke wonderwerke gesien? Jy kan jou oë nie glo nie, hoe groot is God. Ek seker daarvan as jy gaan stil word en stil sit, gaan jy sien, daar's baie sulke wonderwerke. En ek en jy het baie rede om God hardop te loof en te prys. Dis net, ons leef so gejaag, ons bid vir 'n wonderwerk, ons kry hom, maar nog voordat ons hom kry, het ons alweer 'n tweede wonderwerk gevra, en voordat ons die tweede een kry, is ons al by die derde een, en wanneer die eerste een waar word, sukkel ons al met die vierde een. Ons leef te gejaag. Kom ons raak rustig. Kom ons kyk wat doen God elke dag in ons lewens. Wat voorsien hy? Wie gee hy? Die liefde, die genade. En kom ons begin om loof vir die groot dinge wat God in ons lewe doen. Kom ons sê dankie daarvoor. Hemelse Vader, dankie vir alles wat U in ons lewens doen. Orals waar U voorsien, orals waar U ons gebede hoor. Dankie Here vir U betrokkenheid in ons lewens. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.